met munisipale verkiesings wat voorlê, die RNE wat in 'n dun draadjie aan mekaar gehou word en aan mekaar geplak word, die DA wat 'n leierskap krisis vir die eerste keer in 'n lang tyd 'n regtige leierskap krisis weer beleef, en dat daar's druk op die party, die ANC wat onder baie groot druk is, 'n klomp goeters wat van 2026 'n opwindende politieke jaar gaan maak. En 'n wille perd kan maak. Maar om met ons daaroor te gesels en meer sin daaroor te maak, hier is die man wat alles weet. Professor André Dievenage. Môre André. Môre Isak, voorspoedige jaar vir jou en vir jou luisteraars en kykers en almal, en ek hoop dit gaan vir jou 'n mooi jaar wees. Ek hoop self ook dat jy skatryk word, André, en dan kan ek ook vir mense sê ek ken iemand wat ryk is. Maar ek betwyfel dit in die lig van die beroep wat jy volg. Ek en jy het albei die verkeerde keuses lankal in ons lewe gemaak. Wel Isak, as jy die politiek analiseer, is jy in die moeilikheid, maar soms as jy in die politiek is, dan kan jy wen. Maar nou is dit ook soos Truman, die Amerikaanse president, op 'n stadium gesê het, as 'n politikus ryk word, dan kan jy maar weet, hy het iewester verneuk of gekorrupteer, want hulle is nie veronderstel om meer geld te hê as die gewone staatsamptenare en senior posisies nie. Of hulle te kredietkaart erns. Ons sterg net. André, dis ek het nou net in die inleiding gesê wat daar alles vir ons wag. Dis eintlik dit en nog baie meer wat vir ons wag, nê? Hoe sien jy 2026? Isak, ek dink ons moet begin deur te sê 2025 was 'n jaar van groot dinamika, groot veranderinge wat uitgespeel het op talle vlakke. En wat ons op die oomblik sien, is dat 2026 waarskynlik nog groter dinamika en verandering gaan bring. En die eerste punt wat ek wil toelig, en ek hoor julle gaan later ook daaroor praat, ek dink die internasionale politiek as veranderlike gaan 'n groter rol speel op die binnelandse politiek as in die verlede. En hier wil ek 'n paar punte noem. Hier het geweldig baie dinge gebeur in die buiteland. Hier oor die Kerstyd en voor die Kerstyd en wat op die oomblik steeds aan die gang is. Nou almal praat baie oor Venezuela, en Venezuela is inderdaad 'n baie belangrike staat. Hy is belangrik nie omdat hy net dwelmsmokkel na die VSA en as gevolg van onder meer daarvan reaksie kry nie, maar hy is 'n baie belangrike ketting in die groter skakel van state wat goeie verhoudinge het met Suid-Afrika. Cuba het baie nou verhoudinge met Venezuela, en Venezuela wat terloops die grootste oliebates ter wêreld het, en ook van die maklikste ontginbaar, hou skynbaar die Kubaanse ekonomie aan die gang. En hulle is ook baie nou betrokke by hierdie skadivlote wat olie smokkel vir die Russe en ander om onder die sanksies uit te kom. Dis ook interessant dat tussen Iran en Venezuela meer as 80% van hulle olie beweeg na China se kant toe. So wat hier besig is om te gebeur terwyl soos ons praat, is die mullah bewind of die bewind van die Ayatollah skynbaar besig om te val. En dit lyk my of dit nou die fase bereik van 'n burgeroorlog. Ek hoor die Amerikaanse Delta-magte is gereed. Hoekom is dit belangrik vir Suid-Afrika? Hierdie is Suid-Afrika se binne, as jy dit nou wil noem, daar's nie regtig vriende in politiek nie, daar's belange, maar hierdie mense beweeg baie na aan die Suid-Afrikaanse belangeterrein en ideologies kan mense hulle sien as vriende.
En dit lyk my of Suid-Afrika konsekwent die verkeerde keuses maak en ons gaan 'n groot prys hiervoor betaal. So daai faktor gaan ons binnelandse politiek raak. Jy het verwys na die RNE. Meneer Ramaphosa en die ANC het reeds te kenne gegee dat hulle nie gaan toelaat dat daar verskillende standpunte oor Venezuela die buiteland ingaan nie. So in ander woorde, die RNE moet ingebind word aan die standpunt van die ANC, want hulle siening van die RNE is dit sluit uit buitelandse beleid en buitelandse beleid is die uitsluitlike prerogatief van die ANC. En hier kan ons klaar moeilikheid sien met die Vryheidsfront wat sterk standpunt ingeneem het teen die ANC se beskouing, die DA wat wys op die inkonsekwenthede van die ANC ten opsigte van Rusland versus Oekraïne teenoor die VSA versus Venezuela. So daar sit ons met 'n probleem. Kom ons staan 'n bietjie stil by die verkiesing. 2026 waarskynlik die datum wat deesdae rondgegooi word en hy verander ook gereeld is einde November, begin Desember. Dit gaan 'n geweldige groot verkiesing wees. 257 munisipaliteite. As ek die syfers reg onthou van die 2021 verkiesing, was daar in die orde van 13.000 wyke. Daar was soveel as vir 3 of 24.000 stempunte. Nou, kan jy dink hoe moet 'n party organiseer en mobiliseer om te probeer kompeteer? So dit lyk my of die tendens van plaaslike partye en moontlik regionale partye al hoe sterker na vore gaan tree. Byvoorbeeld, ek verwag dat die DA relatief goed sal doen in die Wes-Kaap. Die Patriotic Alliance sal ook goed doen in die Wes-Kaap en waarskynlik die Noord-Kaap, miskien dele van Gauteng. Die MK-party sal goed doen in KwaZulu-Natal en dit sal interessant wees om te sien wat gebeur met die DA. Maar jy het net nou daaraan geraak, al die politieke partye ervaar uitdagings, groot uitdagings. Die ANC is in 'n moeilikheid, hulle het nie geld nie. Die probleme in die ANC van leierskapkrisisse, verbintenisse aan korrupsie, 'n party wat nie wil vernuwe en aanpas nie. Ons het Saterdag gesien met die 8 Januarie standpunt wat die 10de gelewer is, dat hulle nie daarin slaag om die stadion in Noordwes vol te maak nie. Daar het baie meer oop plekke gewees as plekke wat gevat is. So die ANC het moeilikheid. Meningspeilings plaas hulle op die oomblik in die orde van 35. Die MK-party het sy eie chaos. Hy het al omtrent 5 of 6 sekretaris-generaals gehad. Die DA met die groot geveg tussen John Steenhuisen en Dion George speel uit voor hulle verkiesingskonferensie wat iewers in Maart moet plaasvind. Dan kyk ons op ander vlakke na ekonomie wat sukkel om te groei en wat nie regtig momentum het nie. Ons kyk na 'n omgewing waar industrie baie swaar trek en waar daar patrone is van de-industrialisering. Ons kyk na 'n belastingbasis wat baie klein is, maar 'n regering wat al hoe meer populistiese beleide deurvoer. Hier kyk mens na die nasionale gesondheidsversekering, onteiening sonder vergoeding, die Bella-wetgewing. En dan op die kantlyn 'n saak wat my baie bekommer en waarvoor die kykers moet dophou. Hier is nuwe wapenwetgewings in proses en dit bedreig privaat eienaarskap van wapentuig. Min of meer 'n hernuwing van wat in 2021 gebeur het en waar moontlik moet luisteraars standpunt inneem in hierdie verband. Ek dink privaat eienaarskap van vuurwapens is wat my aanbetref 'n belangrike reg om te kan uitoefen
in 'n vrye demokrasie. Isak, ek het oor 'n klomp sake gepraat, maar hier's baie dinge wat kan gebeur en hier's nog heel wat meer wat kan gebeur wat ons op die oomblik nog nie eers heeltemal sien. Ek wil so oomblik stil staan by die krisis in die DA. Want ek dink mens kan dit 'n krisis noem omdat dis iets wat hand uitgeruk het, want hulle het dit probeer intome om te sê ja, maar moet dit nou nie verder in die media vat nie. Maar toe kom Willie Oukamp en hy vat vir Dion George openbare beskermer toe en nou kom Dion George, hy vat vir John Steenhuisen openbare beskermer toe en hier is alles weer in die oopte en hulle sukkel om dit uit die oopte uit te hou. Hoe bekyk jy daai situasie in die DA op die oomblik? Wel, Isak, die eerste belangrike punt is, dit is 'n party in konflik, individue in konflik, omdat daar 'n opbou is na 'n leierskapverkiesing waarin senior posisies verkies moet word. En beide, John Steenhuisen, Dion George en Willie Oukamp, het steeds senior posisies binne die party. So daar is daai latente konflik. Dan die tweede probleem wat eintlik as 'n sneller, dink ek, gedien het op die hele proses, was die verwydering van Dion George as minister van omgewingsake in 'n adjunk portefeulje in en die vervanging van hom met Willie Oukamp. Nou wat lê agter dit? Nou die opsomming wat ek gemaak het, en ek kan gekorrigeer word hier, die goed word nie altyd duidelik uitgespel nie. Willie is meer, kom ons sê, pro-wildsbedryf, pro-jag. En ons moet onthou vir John Steenhuisen en sy party is die wildbewaringsjaglobby 'n baie groot invloedryke groepering wat jy nie moet verloor nie. En hulle is ook sterk gemobiliseer en dit raak ook sy portefeulje binne landbou. Maar hoe gaan jy nou die boere ontwapen op die platteland met die aanslae wat teen hulle is op die oomblik en waarvan ons die statistieke lees? Dan daarmee saam, Afrikaner verteenwoordiging binne die DA. En ek dink dit het die skuif van Willie Oukamp veroorsaak. Op grond van dit lyk dit vir my, het Dion George as die minister van Finansies toe gaan kyk na Steenhuisen en daar bepaalde goed geïdentifiseer, die kredietkaartprobleem en wat ook al daar aan die gang is, en dit het 'n geveg geword. En Willie het op sy beurt by hierdie geveg betrokke geraak. Nou net gister het 'n joernalis vir my gevra hoe ek dink Helen Zille gaan die proses bestuur en hanteer, asof ek nou namens Helen Zille kan praat. Maar ek het vir hom gesê, as ek haar kon adviseer, sou ek net die kandidaate laat opstel het in posisies en laat die demokrasie sy gang gaan, laat die party vir ons sê wie moet daar wees en wie moet nie daar wees nie. En so kan jy via die demokrasie hopelik jou probleem oplos. As hulle aanbly na die tyd, moet jy maar ander meganismes vind. Maar wat duidelik is dat die konflik die party seermaak in 'n tyd waar meningspeilings wys dat die party se steun besig is om te styg. Ek het onlangs 'n meningspeiling vir wat dit werd is gesien, waar die ANC steun in Gauteng op 35% plaas en die van die DA op iets soos 32%. Nou, my aanvoeling is dat die ANC by 35 mag lê. Ek dink 32 is dalk 'n bietjie optimisties vir die Demokratiese Alliansie op die tydstip. Ek wil net nog vir 'n oomblik stil staan by hierdie kwessie, Andrei, want daar is tog vir my, ek wonder of iemand nie iets erns verkeerd gesien het nie, want as 'n mens na die tydlyn gaan kyk van wat gebeur het, Ivan, wat is die Weskaapse LER vir landbou,
Is nie Meyer nie. Ja, Meyer, Ivan Meyer. Ekskuus Ivan vir 'n oomblik. Ek dink hier's groot fout hier maar. Ivan Meyer is eerste gevra om daai posisie te vul. So en nou toe kom Willie uiteindelik in toe Ivan dit van die hand wys. So kan daai kwessie oor die leeujag in die wild regtig so of is dit iets wat Dion George nou maar gemaak het om sy storie te pas? Wel, dit mag so wees, soos ek vir jou in die begin gesê het, Isak, ons weet nie wat is die binnewerkinge van die konflik nie. Mens weet nie tot watter mate dit persoonlik raak nie en nou rasionaliseer mens. Al wat ek weet is dat studies wat al omtrent dekades gelede hier by die Noordwes Universiteit gedoen het gewys wat is die geweldige bydrae van die wildbedryf ten opsigte van die Suid-Afrikaanse ekonomie. En hoe groot dit is en hoeveel buitelandse valuta dit verdien en so aan. Maar dan is daar ook 'n stuk ideologiese verskil. En jy kry nou jou pro-jagters, vuurwapen besit, lobbies as ek dit so kan stel, en teenoor hulle kry jy jou anti-wapen groepering, sommige wat meer op groen bewaring ingestel is, en daardie ideologiese lyne en verskille lê ook maar binne die demokratiese alliansie. So jy mag reg wees, ons gee dalk te groot gewig daaraan, maar ek glo tog dat iewers tel alle bietjies en ek dink dit het 'n rol gespeel. Die leierskap kwessie waarna jy nou verwys het, dit lyk op die oomblik asof daar nie noemenswaardige teenstand gaan wees vir John Steenhuisen om dalk 'n derde termyn oor te neem by die DA nie, maar sou dit strategies en takties 'n slim ding wees van hom om te doen om aan te dring daarop om aan te bly vir so 'n derde termyn? Isak, ja, kyk, altyd wanneer jy verandering bestuur, is daar voor- en nadele. Ek dink die DA gaan deur 'n baie moeilike kritieke fase wat leierskap betref. Helen Zille was vir baie lank die onbetwiste leier en wat my aanbetref is haar rol, al is sy nou net voorsitter van die Federale Raad van die DA, is sy steeds baie invloedryk. Dan plaas jy vir John Steenhuisen, maar as jy daarna verder kyk, dan word dit 'n bietjie dunner. Die name wat genoem word is die premier van die Wes-Kaap, die burgemeester van Kaapstad. Dis die name wat genoem word. Of hulle genoeg van 'n constituency het om regtig te kan oorneem, dit weet ek nie. Ek dink John Steenhuisen het sy uitdagings, maar so gaan 'n nuwe leier ook moeilikheid hê om te konsolideer. En ek dink van die argumente binne die DA is waarskynlik om met soveel as moontlik kontinuïteit in te beweeg na die 2026 plaaslike verkiesing. Dis nie 'n tyd om nou die skip te skud nie. Maar nou as dit waar is en as van daardie aantuigings waar is wat Dion George maak en hy kan sinvolle bewyse daarvoor lewer, dan dink ek is dit in belang van die DA om die nodige besluite te neem in hierdie verband. Dit bekommer my dat Dion George nou besluit om sulke aantuigings ergens heen te neem, maar vroeër toe dit tot sy voordeel was, het hy niks gesê daaroor. Ja, ek dink dit het baie te maak, Isak, met sy persoonlike demotion van 'n minister na 'n jong minister. Jy weet, status en mag het maar 'n groot invloed op mense, dit verander hulle optrede, dit verander hulle gedrag. So ek dink dit lê myns insiens in die kern van sake. André, kom ons gaan na die ANC toe.
En dit wil vir my voorkom, ek plaas dit op die tafel, dit wil vir my voorkom, ons het nou al vroeër geproe aan die moontlike opvolgkandidaate vir Cyril Ramaphosa, en nog elke keer teruggestaan gesê, nee, ons weet daarom nie, maar dit wil vir my lyk asof Fikile Mbalula besig is om groter statuur te kry. Ja, Isak, ek stem met jou saam. Ek dink oor die laaste 2-3 maande het ek meer momentum gesien agter Fikile Mbalula. Maar die skadufiguur wat ek maar telkens optel, en ek het sy eerste skuwe gesien so ver terug as 4 tot 5 jaar gelede, is Paul Mashatile. Maar wat nou ook in die tyd aan die lig kom, is dat Paul Mashatile het nie 'n duidelike ideologiese profiel nie. Wat ek daarmee bedoel is, waar staan Mashatile? As jy hom nou moet plaas in die politiek van die dag, na watter kant toe neem jy hom? En vir 'n leier op daai vlak is 'n beleidsideologiese profiel belangriker. En ek dink daar het Fikile 'n voordeel. Dan is daar natuurlik 'n hele paar ander name wat genoem word. Ramaggopa, die minister van energie, wat nou sê Eskom loop weer, wat ek natuurlik dink 'n bietjie van 'n valse aanname is. Daar is mense spesifiek in Pretoria Oos wat tot die teendeel getuig daarvan, hoewel instandhouding skynbaar 'n probleem is, maar daar het 'n paar dinge verander sedert André de Ruyter. Een is, elektrisiteit het baie sterk geprivatiseer. Tweedens, die mafias, die 2 of 3 mafias in Eskom ondermyn hom nie meer nie. 3, die ekonomie groei nie meer nie, so daar's 'n kleiner gebruik van elektrisiteit. En nou word dit aangebied as 'n suksesverhaal. Maar as jy nou die groter konteks van Eskom sien, dan sê jy weet daar is 'n probleem. Hy word genoem as 'n kandidaat. Dan is daar ook vroukandidaate. Onder Ramaggopa, wat ook naby Ramaphosa beweeg, sy naam word genoem, en dan is daar nog 2 ander. Maar ek dink op die stadium, Isak, moet ons vir mekaar sê, die speelveld is baie oop. Daar kan letterlik nog enige iets gebeur. Trouwens, moenie verbaas wees as daar iewers vorentoe tussen die EFF en die ANC ooreenkoms kom. En laat Julius Malema, dit wil nou sê, as hy nog met ons is en nie in 'n oranje overall sit iewerster in Suid-Afrika nie, dat hy ook kan deelneem aan hierdie proses, want ek dink die EFF ervaar toenemend 'n legitimiteitsprobleem met leierskapverliese, ook die profiel van meneer Malema, en dan daarmee saam sy hele poging dan om nader aan die ANC te beweeg ter wille van oorlewing en om in koalisie à la Panjasa, Lesofie, Gauteng beheer te probeer kry op politieke prosesse. André, en dan wil ek so 'n bietjie kyk na die moontlikheid van koalisiewetgewing. Daar word nou nogal baie gemaak van wetgewing om koalisies te stabiliseer, maar die vraag is natuurlik, gaan dit betyds wees en gaan dit werklik die chaos in die metropole kan aanspreek? Isak, kom ons kyk na die tendens. In 2016 was koalisies 'n redelike uitsondering, en voor daai tyd, redelike uitsonderings op die reël. Dit was letterlik enkele gevalle wat eintlik maar begin het by Unistad, Kaapstad en daarvandaan versprei het. Maar met die 2021 verkiesing was daar tot soveel as 70 plaaslike regerings waarin daar nie volstrekte meerderhede was. So oornag het daai getal dramaties uitgebrei. En in die 2024 verkiesing het ons dit dan nasionaal gesien en het ons dit in 2, miskien 3 provinsies as jy die Noord-Kaap wil byvoeg. Hulle het ook nie 'n volstrekte meerderheid nie, maar hulle het 'n tipe van 'n ooreenkoms met 'n kleiner party om
daar 'n meerderheid te bewerkstellig. Maar veral in Gauteng en KwaZulu-Natal het ons die tendens gesien. En interessant, einde verlede jaar was daar 'n mosie van wantroue in Gauteng en daar was onlangs 'n mosie van wantroue in KwaZulu-Natal wat die MK-party verloor het omdat die NFP nie gedraai het nie. Maar daar's nou weer druk op daai NFP-kandidaat om ander kant toe te draai. En dan mag dit ons 'n 40-40 scenario gee in KwaZulu-Natal. Dis die problematiek. Nou, wat ons gesien het is, in daai koalisies, is daar 'n onvermoë om besluite te neem, daar's politieke omkopery om kandidaate om te koop, daar is minderheidsregerings wat eintlik maar sê, voor elke besluit moet jy 'n klomp mense bymekaar trek en 'n meerderheid probeer beding. En daai patroon het nou geeskaleer en ongekontroleerd geraak. En dit maak dit nodig dat hier wetgewing tot stand moet kom ten einde koalisies te reguleer, ten einde groter orde in die politieke sisteem in te bring, om ook die hele kwessie van die regte en verantwoordelikhede van partye in die verband aan te dui. So ek dink dit is belangrik. Ek het ook reeds in die verlede 'n pleidooi gelewer dat hierdie aspek ten minste in wetgewing, maar tot so hoog as op 'n grondwetlike vlak hanteer moet word, want die toekoms sê vir my, ons gaan al hoe meer met koalisiepolitiek te maak kry. Trouwens, ek sal nie verbaas wees as die getal koalisies in die volgende plaaslike regeringsverkiesing einde van die jaar tot soveel as verdubbel van die huidige omtrent 70. Ons praat oor van die metropole, maar dan is daar natuurlik ook die plattelandse dorpe waarvan talle, Vrystaat, Noord-Kaap, Mpumalanga, die hele land deur, totaal en al uitmekaar geval het. En die plekke se toekoms word ook nou hierdie jaar in die verkiesing aangespreek. Isak, die groot vraag is, kan 'n demokratiese meganisme vir ons 'n antwoord bied vir hierdie problematiek? En ek is bevrees om te sê dat demokrasie kan jou so ver bring, maar ook nie verder. En wat ons hier benodig, is wat die Amerikaanse politieke wetenskaplike Samuel Huntington sou genoem het, institusionalisering. Ons kort instellings en funksionerende instellings. In ander woorde, effektiewe en die Engelse term is efficient instellings. Is tans afwesig, hulle is afgebreek, hulle is korrup, hulle val plat. Party van hulle is letterlik deur syndikaate polities oorgeneem. Nou jy kan, as jy nie instellings het nie, wat help 'n demokratiese proses aan die ander kant? En dis letterlik wat ons gesien het in munisipaliteite soos Lichtenburg, ons het gesien in Katleng, ek weet dat was maar dieselfde problematiek wat die parlementêre komitee van ondersoek in die Vrystaat gesien het. Isak, hier is ernstige probleme. Tot die mate dat ons al hoe meer sien, dat binne plaaslike regering kry jy parallelle strukture. Nie omdat mense nie met die staat wil saamwerk nie, maar omdat die staat en die plaaslike regering in die geval gewoon nie die vermoë het om die dienste te lewer nie. Met dienste bedoel ek watervoorsiening, elektrisiteitsvoorsiening, sanitasie, infrastruktuur, daardie tipe van dinge. En ek dink nie daardie problematiek is aangespreek nie. Die ANC het weliswaar met hulle 8 Januarie standpunt, moes ek vir omtrent amper 40-50 minute, as dit nie langer is nie, na meneer Ramaphosa se weer dieselfde storie luister, waar hy uitgebreid vertel het hoe hulle dienste gaan lewer, hoe hulle plaaslike regering gaan regmaak. Isak, dis nie 'n maklike proses nie. Dis 'n groot proses
en dit begin by goeie aanstellings wat die werk kan doen, nie by demokratiese prosesse nie. En hier wil ek Huntington Tonian sê, skep eers die instellings en demokratiseer hulle. En as jy 'n demokrasie het, moet daai demokrasie werk om instellings te skep en nie kaders te ontplooi wat geld kan steel. Dis professor André Dievenage van Noordwes Universiteit. André, baie dankie vir jou tyd en 'n mooi 2026 vir jou. Baie dankie, Isak. Groetnis. Lekker gesels daar met professor André Dievenage oor wat ons op die Suid-Afrikaanse politieke front kan verwag vir 2026 en net hierna is ek terug.